O Here, onse Here, op hierdie Sondagoggend, op hierdie dag wat U geheilig het, sodat die mense wat aan U behoort, sal rus. En in die rus op U sal fokus. Dat ons 'n bietjie sal stil raak en terugdink aan wat gebeur het die afgelope tyd, hoe U in ons lewens werksaam was, hoe U met ons gewerk het, en wat ons reaksie daarop was, wat dit moes wees, en wat dit in die toekoms behoort te wees. En Here, dan moet ons in baie gevalle ja, vir U dankie sê, dankie dat U ons wel in staat stel om vir U te lewe, om wel lig te wees vir iemand anders, om wel sout te wees, sodat mense U kan verheerlik. Here, ons bid, dat ons lewens tog so sal wees, dat mense sal na ons kyk en sal sê, ja, die Here is groot. Maar Here, dan besef ons ook, ons lewens is nog vol sonde, ons is nie meer sondaars nie, ons is vrygespreek, maar ons doen nog die sonde wat ons nie wil doen. Soos Paulus ook sê, dit wat hy so graag wil doen, dit doen hy nie. En dit wat hy haat, dit doen hy. Hoekom is dit so? Here, want die Bybel leer vir ons, die duiwel is nog steeds in hierdie wêreld. En ons leen ons ore en ons oë en ons harte te dikwels aan hom uit. Here, help dan vir ons om op U te fokus. Dat ons sal staat maak op die beloftes, dat U vir ons sal gee, dat U vir ons sal sorg, soos wat net U kan. En U kan, Here, want U is God, U is almagtig. En daarom staan die gemeente vanoggend, ons as individue, met oop hande, met die palms na bo, en ons vra, Here, buiten dit wat ons graag vir onsself wil hê, gee liewer vir ons soos wat U wil hê, die beste. Laat U wil geskied. Al beteken dit dat ons beproef moet word somtyds. Ons weet op die lange duur, eindig dit vir ons in iets wonderliks. Ons sien dit al in die wêreld, maar Here, die belofte van die ewige lewe, van die nuwe koninkryk wat sal kom. En help dan vir ons om, as ons stukkies van die hemel al reeds ontvang hier op aarde, stukkies van U liefde besef, dat ons stukkies daarvan sal gaan gee. Lig en sout. Gebruik ons, Here, ons tree aan vir diens. Here, ons bid vir, sommer nou al, vir die opening van U woord. Dankie dat ons U Bybel het, dat ons nie hoef te twyfel wat U wil is nie. Here, dankie dat ons kan woeker in 'n pragtige gemeente met pragtige mense. Ja, Here, swak mense ook, maar mense wat U ken. En omdat U hulle ken, vir U dien, met hart, mond en hand. Here, ons bid vir die komende bazaar. U het ons laas jaar so wonderlik geseën. Dit was so aangenaam, so lekker. En Here, ja, dan die groot bonus wil ek amper sê, dat ons regtig kan sê, ons het finansiëel baie goed gedoen. Dis nie deur ons toe doen, Here, nie primêr nie. Dis net as U dit seën, en ons vra seën Saterdag vir ons, want dis vir ons belangrik, Here, want ons doen dit vir U. Berei so lank vir ons voor daarop. Ag en Here, dan vir ons lewens, ons bid vir elke lidmaat, almal wat siek is, daar is baie mense wat verlies gelei het die afgelope tyd, wat bekommerd is, Here, baie mense wat alleen is, hartseer is, die jou lewe kan soms ondraaglik, of het voel vir ons ondraaglik raak. Help vir hulle, wat behoeftig is vanoggend om nuwe moed te skep, geef hulle nuwe krag, Here, vir daai wat uitkoms nodig het, maak 'n deur in hulle lewens oop, en lei hulle op daai pad. En Here, as hulle 'n deur moet toe hê, laat daai deur toe wees en beskerm hulle teen gevaar. Ons bid dit ook vir onsself, ons bid dit vir ons gesinne, ons geliefdes. En Here, dankie dat U ons vergewe het. Help vir ons om lig en om sout vir die wêreld te wees. Ons loof U wonderlike naam, want U is God. En ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons maak vanoggend die woord van die Here oop by 'n Ou Testamentiese gedeelte, Spreuke 3. Ons gaan juis van vers 1 af lees, net so 'n paar verse tot by vers 10. Ons opskrif of ons tema is vertrou God en ken hom in alles.
Ons het reeds gebid vir die opening van die woord, daarom gaan ek voort met die voorlesing daarvan. Kom ons luister wat sê die woord van die Here vir ons in hierdie oggend. My seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas daaraan. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam. Maak dit deel van jou lewe. So sal jy guns verwerf en byval vind by God en by mense. Of God en mens. Vertrou volkome op die Here. En moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink dat jy al die wysheid in pag het nie. Dien die Here, en vir my wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkoeking vir jou liggaam. Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skuur oorvol wees en jou parskype oorloop van die wyn. Ons skriflesing tot sover. Natuurlik deel van die sogenaamde wysheidspreuke. Ek het een Sondag uit die wysheid literatuur gelees. Dit is natuurlik die groot vraag as jy onthou. Die vraag is hoe lewe ek die lewe reg? Dis die groot vraag wat die wysheidsliteratuur wil beantwoord. Hoe lewe ek die Here reg en wat is die uiteinde daarvan? Wat's die wat ons sê wysheid begin by die dien van die Here. Dis waar wysheid begin. Nie menslike wysheid. Nou gemeente, daar's min dinge wat vir 'n mens so moeilik is, vir enige mens, as om nie in beheer te wees nie. Dit laat dink my sommer nou onmiddellik aan 'n advertensietjie, iets om nou onthou, van die ou tannetjie wat so, ek dink so ou Mercedes, so met die groot stuurwiel, maar hy koppie steek net so uit, en dan sit die ander tannie langs haar, maar die een oog kan jy sien is al blind, hy het so 'n patch op, of die brils is so donker getint. Dan ry sy oor die sypaadjie, en sy ry oor die middelmannetjie, en daar is sulke stalletjies langs die pad, wat sy ry, en dis net vrugte wat trek, en mense wat uit die pad uit jaag, en dan sê die ou tannetjie, hierso langs ontvaar, dan sê sy, maar jy moet nou mooi ry, vir die vriendin, dan sê sy, am I driving, Mabel? So partykeer sit ons in die passasierskant, voel dit vir ons, en die stuurwiel is nie in ons hande nie. Dis 'n verskriklike gevoel. Ek kry nagmerries daaroor, by the way, hoe ek in die passasierskant van die kar sit en ek met die stuurwiel hierso op die pad hou. Ons lewens werk partykeer so. Partykeer voel ons net buite beheer. Want ons hou daarvan om te weet, om sekerheid te hê. Dis ons lekker gevoel. Dis nie verkeerd nie. Dis hoekom ons versekering uitneem. Ons betaal duisende van ons salaris aan medies en versekering. Dalk is daar so 'n spaarplannetjie of iets om vir die kinders se toekoms dat hulle kan gaan leer en genoeg sal hê. Ons sal alles doen om die risiko's te verminder. Maar die lewe, weet ons, werk nie altyd so nie. Ek wil nie sê dis is Murphy's Law nie, maar pas op. Net as jy dink jy's in beheer en alles is reg, dan weet ons mos daar gebeur op 'n dag 'n ding, en alles wat jy voorbeplan het, alles waarvoor jy so seker gemaak het dat dit nie moet gebeur nie, dan gebeur dit. En ons ken mos die goed. Die goed wat jy nie verwag nie. 'n Diagnose het die bloute uit. Jy dink jy's nog gesond, of een van jou geliefdes het nog lank oor, en dan skielik is hulle siek. Baie keer gaan daar mense dood in ons midde, vir wie ons lief was. 'n Werksgeleentheid val deur. Ek het so hoop gehad, en dis dit weg. Of 'n verhouding breek, en dis menslik gesproke onherstelbaar. Daai verhouding sal nie weer kan wees nie. Ek het vir jare lank saam met 'n mens 'n pad gestap, en hy en sy is net nie meer in my lewe nie, sal nooit weer wees nie. Finansiële druk is 'n moeilike ene. Al meer as ons so mense net nie meer het nie, net nie meer genoeg nie.
Dit kan in die gemeente gebeur. Skielik staan 'n gemeente voor groot veranderinge. Hoe lyk die pad nou vorentoe? Wat moet ons nou doen? En skielik besef ons hoe min beheer ons eintlik het. Wat is eintlik 'n goeie ding ook, want ons weet, wat leer dit ons? Wat wys dit ons? Dis juis in sulke oomblikke, dink ek, voel ek dat Spreuke 3 tot ons kom en tot ons praat. Eintlik die Here self wat met ons kom praat. En dis nie net mooi woorde op 'n gelukwensenskaartjie of 'n verjaarsdagkaartjie nie. Hierdie is die padkaart vir die lewe. Dis die enigste manier om te lewe. Jy sal nie afdwaal as jy hierdie wysheid volg nie. Dis 'n uitnodiging van God om, al kan jy nie die pad vorentoe sien nie, op hom te vertrou. Vertrou op hom met jou hele hart, sê Spreuke. Wat is met jou hele hart? Dis met jou alles, jou hele wese. Nie net stukkies van my lewe nie. Ons doen dit mos, ons kom, wat is die mooi woord, kompartimentaliseer die lewe. Ons het sulke boksies. Hier is my boksies, by die werk, hier is my boksies vir by die gesin, hier is my boksies rondom geloof en kerk. Nee. Al daai goed is onder God se gesag. En ek dien hom met my hele hart. Ek vertrou vir hom met my hele hart. Ek besluit nie alleen wat my eie plan is nie. Ek besluit nie alleen wat die beste vir my en my gesin is nie. Ek besluit nie wat sukses in hierdie lewe sal beteken nie. Ek probeer nie alleen my eie probleme oplos soos wat ek dink die beste is nie. Nee, dit begin altyd by God. In alles. Dit is wat dit beteken om die Here te vertrou met jou hele hart. Is om in geloof al hierdie dinge, besluite, keuses, bekommernisse, wat ook al, in sy hand te gee. Hy die stuurwiel van ons lewens. Gee dit ook vir hom. Dit is 'n kindjie. 'n kindjie wat pappa se hand vashou in 'n besige straat, waar karre verby zoom. Daai kindjie verstaan nie hoe werk die verkeersligte en die padreëls nie. Maar hy vertrou vir pappa. Want pappa weet, hy sal hom veilig hou. Al wat hy maar kan doen is daai groot vaderhand vashou. En so is almal van ons kindertjies van die hemelse Vader. Hy hou ons hand vas, hy lei vir ons, soos gesing het, op die regte pad. Daar is nie 'n ander pad nie. Hoekom sal 'n mens enige ander pad wil stap? Ons kyk terug en dan sien ons, ek kan getuig van die tyd toe ek my eie paadjie bewandel het, ek het my eie roete gekies en waar dit vir my geëindig het. Almal van ons het stories. Maar gelukkig het ons ook almal stories om terug te kyk en sê, maar daar en daar het ek wel die Here vertrou vir alles. Met my hele hart, en hy het derhalwe my geseën, al kon ek dit nie toesien nie, al het dit toe vir my gelyk na 'n onoorkombare beproewing, of 'n hartseer waarby ek nooit sou kom nie, het hy vir my wel op 'n plek uitgebring, waar ek kan sê, prys die Here, hy was vir my goed, ek sien nou. Geliefdes, dit is nie maklik nie, dit is nie maklik nie, ons almal weet dit ook, om die stuurwiel vir iemand anders te gee nie, om te vertrou dat die groot hand vir my sal lei waar ek moet wees nie. Dink aan Noag, daai reuse ark wat hy moes gebou. Dink hoe die mense vir jare vir hom bespot het, vir hom gelag het. En dis kurkdroog, daar val nie 'n druppel uit die hemel uit nie. Die Here het gesê, daar gaan 'n vloed kom. Hy moes maar aangaan, hy moes in geloof elke dag sy toeltjies vat en bou aan daai ark. Want God het gesê, en hy het gedoen, in geloof. Arme ou Abraham, na alles wat hy deur is, liewe land, die vader van alle gelowiges, maar eintlik ook in 'n sekere sin maar 'n swakkeling in baie opsigte. Hy moes op God staat maak, maar dit het vir hom geloof gekos. Hy moes dit doen. Petrus, as die Here hom roep, dis mos nou absurd, hoe kan hy nou op water loop? Maar hy moes uit die boot uitklim, om te leer dat God se hand hom altyd sal vashou, hom altyd sal gryp, en dat wonderwerke moontlik is. Die volk Israel, toe hulle deur die Jordaan gestap het, moes hulle voete eers die water raak voordat dit oopgegaan het. Hulle moes eers ingestap het. En hierdie geloof
Wag nie. Wag nie vir my en vir jou, sodat daar eers 'n volle verduideliking is, en die paadjie voor ons kristalhelder is, en dan stap ek op die pad nie. Om God te vertrou met jou hele hart beteken, in hierdie gesondheidskwessie, in hierdie krisis met my kind, of my man of my vrou, met hierdie toekomsbesluit, met hierdie finansiële saak, sê ek vir die Here vanoggend, ek gee dit vir die Here. Hy nooi uit, hy sê, gee dit vir my. Dis wat Spreuke 3 sê, vertrou my met jou hele hart. En dan verder, langer vers, moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ons kan sê, dit sou mos nou half amper mal wees, skizofrenies wees, om net in 'n rigting in te boender, sonder om jou gesonde verstand te gebruik. Maar, wat die Bybel ook vir ons sê, dink aan Jeremia 17 vers 9 sê, die hart is bedriegliker as enige iets anders. As ons self die besluite en keuses maak, net op grond van wat ons dink die beste is, dan gaan dit dalk nie goed eindig nie. Ons eie harte, ons eie keuses is soos 'n stikkende GPS. Jy tik in waar jy dink jou bestemming moet wees, en dan kort voor lank as jy op 'n grondpad ergens tussen die mielielande, tussen niks en nêrens, en jy's totaal verdwaal. Nee, God se pad. Steun nie op jou eie insigte nie. Maar ons is emosionele wesens, en ons gevoelens wissel, ons is wispelturig. Ons is vol vrees, teleurstelling, begeertes. Ons oordeel, ons gesonde oordeel, word deur hierdie goed beïnvloed. Terwyl die Bybel sê, God sê, Jesaja 55, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie. Ons pad is nie God se pad nie. Vergeet daarvan as jy dink, jy gaan jou eie paadjie stap, jy gaan God se pad stap, en dis die beste pad. Dankie Here. Dankie Here dat hy soms deure vir ons toemaak, nê? Weereens, as ons terugkyk in ons lewens, almal van ons, stories, ons kon amper getuienisse gedeel het, hoe ek so teleurgesteld was toe daai deur vir my toegemaak is, en ek wou so graag daai pad gegaan het. Ek het gedink, dit is die regte pad. Maar dit was nie. En waar aan die ander kant 'n deur oopgemaak het, en ek vandag kan sê, maar dit is die beste pad gewees, die beste roete denkbaar. En die vraag is nie, hoe slim is jy? Of hoe goed is jou besluitnemingsvermoë nie? Die vraag is eerder, is jy nederig genoeg? Is jy regtig vir God nederig genoeg om te erken dat God baie meer weet as jy? Dat hy die toekoms regtig in sy hande het, en dat hy vir jou sal sorg, dat hy die sluise van die hemel vir my en vir jou sal oopmaak, as ons hom net vertrou. Wysheid begin wanneer ons ophou maak, asof ons alles weet. Ken hom in al jou weë. Ek nou amper dat ons vanoggend gesing het, Adele, ken hom in al jou weë. Dis een ding om die Bybel te ken. En is wonderlik, ek weet daar is van ons lidmate wat kranige Bybellesers is en Bybelstudie doen. Dit is so ongelooflik belangrik. Jy kan amper nie as 'n Christen funksioneer as jy nie jou Bybel ken nie. Almal van ons het altyd nog iets te leer. Jy kan 'n teologiese doktor wees, en die Bybel is van onuitputlike en onskatbare waarde, en daarom moet ons Bybel lees, maar jy kan elke bladsy van die Bybel memoriseer. Dit beteken nie noodwendig jy ken God nie. Jy kan elke liewe erediens bywoon. Dit beteken nie jy ken hom nie. Om iemand te ken, wat is dit? Ons weet mos. As jy sê jy ken iemand, daar's iets van iemand weet. Baie mense weet van God, hulle weet van die verlossing, hulle weet hy het hulle lief, hulle het groot geraak daarmee. In Christenhuise, amper almal van ons dink ek het soort van in 'n Christelike milieu groot geraak, dalk met uitsondering. Ons al weet dit, maar ken ek vir God? Hoe ken ek iemand? Hoe ken jy daai mens wat vanoggend langs jou in die kerkbanke sit? Jy stap 'n pad saam met hulle.
En daar's baie keer lekker tye, en daar's baie keer moeilike tye. Maar jy druk maar daardeur, want jy is lief vir hierdie mense, en jy weet daai mense is lief vir jou. Soos met die Here ook. Ken hom in al jou weë. Al verstaan jy ek en jy nie. Al weet ek nie mooi hoe nie. Al my weë. Nie net op Sondag nie. Nie net as, dit is so mooi spreekwoord, as die Popeye fan strike. Daar's 'n ander spreekwoord wat ek nou nie van die kansel af gaan noem nie. Partykeer straik die Popeye fan. Ken ek dan die Here op daai pad? Ken ek hom? Dat hy my nie sal los nie. Dat hy my nie sal drop nie. Hy sal my dra in sy hande altyd. In alles, by alles. By die werk, by die huis, in my huwelik, met my finansies, vriendskappe, met my ontspanning, besluite, bekommernisse. Ken ek hom ook in daai weë. Ou Martin Luther, een van ons ou kerkvaders, het gesê, daar is nie 1 vierkante sentimeter van hierdie wêreld waaroor Christus nie sê, dit behoort nie aan my nie. Alles behoort aan hom. Alles, elke vierkante sentimeter, is syne. Hy het dit gemaak. Hy besluit hoe, wat, waar en wanneer, ook in my lewe. Henog, lees ons van Henog het met God gewandel. Henog het met God gewandel. Om die pad saam met God te stap, elke dag, treukie vir treukie. Dis wat 'n verhouding is. Dit is wat dit is om gemeenskap met hom te hê, om te ken in en op al jou weë. Geliefdes, en dan wil ek so afsluit met 'n wonderlike belofte. Nie ek nie, die Bybel. Wat sal dan gebeur? As ons God vertrou, en ons gee oor aan hom, en ons bewandel die pad met hom. Hy sal ons paaie gelyk maak. Destyds as konings ergens heen gegaan het, dan daar baie keer 'n afvaardiging voor die koning op die pad uitgegaan, om al die klippe en die goed wat kon maak dat hy nie 'n veilige reis is uit die weg uitgeruim. Ek dink dit is wat hierdie gedeelte bedoel. God stap voor ons uit. As ons hom vertrou, sal hy die pad gelyk maak. En dit beteken nie dat daar nie op hierdie pad nooit swaar kry sal wees nie. Dit beteken nie dat elke dag maklik gaan wees nie, maar die belofte is daar dat die eindbestemming vir ons daar sal wees. Ons sal daar uitkom. Ons gaan baie keer ons toon dalk teen 'n klip stamp. Daar sal wel slaggate wees, maar die meeste van die goed wat vir my sou keer om uit te kom waar God my wil hê, is reeds uit die weg uitgeruim. As ons terugkyk, kan ons sê vir ons, hy het my gelei, hy het voorsien, hy het beskerm, hy het gehelp, uit sy beloftes gehou, elke liewe een van hulle. Groot vraag, liewe gemeente, liewe kind van die Here, kom maar net daarop neer, of ons, of ek, of jy, daai treukie gaan neem, of u bereid is om die pad saam met God te stap, om hom te vertrou, om hom te ken in alle dinge, om nie op eie insig te staat te maak nie. Net een mens kan daai vraag beantwoord, net een mens kan dit doen. Dis u. Voor God, met die hulp van die Heilige Gees, met die kennis van sy woord, en die belofte, hy sal jou paaie gelyk maak. Mag die Here dan vir ons leer, om meer te vertrou, om meer oor te gee elke dag, en dan derhalwe meer sy seën te ervaar, en so te lewe, soos wat ons gelees het, nou in Matteus, dat mense na ons kan kyk en kan sê, daai mens ken vir God. En derhalwe die Vader wat in die hemel is, verheerlik, elke dag. Amen. Bid saam met my asseblief. Liewe Hemelse Vader, help vir ons om elke dag ons klein kinderlike handjie so uit te steek, in totale afhanklikheid. Leer vir ons om oor te gee, Here, aan U, nie aan ons eie insigte nie. Here, help ons om weg te draai van selfsug en beterweterigheid. Here, help vir ons dat wanneer ons gesonde verstand gebruik, dit 'n verstand sal wees wat ook oorgegee is aan U. Ons bewandel almal 'n pad. Vir almal van ons het ons die versekering, die pad eindig vir ons
by U, in die koninkryk. Dan Here, dankie dat U die pad vir ons gelyk maak. Leer vir ons vertroue, gee vir ons wat ons nodig het, hou ons hand vas. Ons bid dit vir alle dinge in ons lewens, Here. Ja, vir ons gesinne, vir ons geliefdes, ons finansies, ons toekomsplanne, ons beroepe. Alles, Here, behoort aan U. Laat ons dit ook in die hande sal plaas. Amen.